Ek dink as ons hierdie gedeelte lees, my liewe broer en suster, dan kan daar twyfel in ons gemoed ontstaan. Dan kan ons wonder oor 'n paar dinge, maar vandag vier ons as Christelike kerk reg oor die lengte en die breedte van die wêreld Pinkstersondag. Dit is die laaste van 'n ry bekende Christelike feesdae wat die een op die ander volg. Dit het begin daar met Goeie Vrydag, kruisiging, en toe met Paasfees, opstanding, en 40 dae later het ons Hemelvaart gevier, en nog 10 dae later vier ons Pinkstersondag. Omdat Hemelvaart en Pinkster nie meer publieke vakansiedae is in ons land nie, vergeet baie mense daarvan. Mense werk gewoonweg op Hemelvaartdag, wat altyd op 'n donderdag val. En dis maar net 'n dag, soos elke ander dag van die week. En Pinkster is 'n gewone Sondag. Daar is nie meer iets besonders op Pinkstersondag waarby daar stilgestaan word nie. Nou is daar hier in ons teksvers iemand wat ook nie van Pinkster geweet het nie, maar vir 'n heel ander rede. Ons kyk vandag op Pinksterdag na Apollos en ander gelowiges daar in die stad Efese en hoe hulle ook die Heilige Gees ontvang het. Eerstens wil ek so ietsie sê, dis hoekom ek gesê het, maak die merkie daar in die aandag. Ek wil hê ons moet 'n bietjie kyk na die doop van Johannes wat hy gedoen het. En hoe Jesus Christus se doop, die doop van Johannes, oortref. Johannes was seker die grootste profeet van die ou verbond. Geweldig baie mense het hom gevolg en geweldig baie mense is deur Johannes gedoop en tog weet ons eintlik baie min oor Johannes die Doper. Dit het te maak met sy hooftaak. Hy was naamlik die wegbereider van die Messias. Met ander woorde, hy het die weg kom voorberei vir hom wat eendag sou kom. Soos hy dit self per geleentheid uitgedruk het hy gesê, die Here Jesus Christus moet groter word en ek moet minder word. Met ander woorde, hy het vir die mense probeer sê, moet julle nie blind staar teen my nie, ek is ook maar net 'n mens, maar kyk verby my en sien Jesus Christus. Sien die groter deel. Jesus Christus moes op die voorgrond tree, maar eers was Johannes op die voorgrond veral by die Jode, en duisende mense, soos ek gesê het, is deur hom gedoop. Baie mense het hom beskou as die groot profeet. En hy het, soos jy weet, skielik aan die einde van sy lewe gekom. Soos dit dikwels gebeur, as 'n volksheld onverwags te sterwe kom, reis daardie man se ster spreekwoordelik nog vinniger. Kortom kan ons vir mekaar sê, Johannes was 'n groot en 'n gerespekteerde profeet. Selfs onder die Jode in die buiteland was Johannes bekend. Apollos, van wie ons ook hier lees, was 'n geleerde man. Hy het die boeke van die Ou Testament baie beter geken as meeste van die Jode. Hy was iemand wat 'n rukkie gelede gedoop is deur Johannes, of dalk deur een van die ander disippels. Maar die prediking van Johannes die Doper het daaruit bestaan dat hy die mense se aandag gevestig het op die koms van die Messias, op die koms van Jesus Christus. Daarom het Apollos baie belangrike werk gedoen, veral in die argumente wat hy met die Jode gehad het. Jy moet onthou dat daar in daardie tyd nog nie moderne kommunikasiemiddele bestaan het nie. Nuus het nog nie so vinnig versprei soos wat u en ek dit ken met die sosiale media vandag nie. Apollos was waarskynlik goed op hoogte met die lewe van Jesus Christus, maar wat daarna gebeur het, veral alles rondom Pinkster, daarvan het Apollos nog nie kennis gedra nie. Hy het nog nie geweet van dit nie. Ons lees in vers 26, as ons verder sou lees, dat Aquila en Priscilla, 'n egpaar wat medewerkers van Paulus was, Apollos apart geneem het, eenkant toe gevat het en hom daar gaan vertel het. So daar mooi geskryf staan, hulle het hom die weg van God noukeurig uitgelê. Hulle het vir hom in besonderhede gaan sê van die pad van die Messias. Apollos moes noodsaaklik
addisionele lering ontvang, omdat God ondertussen belangrike nuwe ontwikkelinge laat plaasvind het in die heilsgeskiedenis van ons geloof. Ons lees dat Apollos uitgestuur is na Korinthe in Griekeland, daaroor kan die see, en hy is ook uitgestuur om die evangelie daar te gaan preek en bystand te gaan verleen in die groot debatte wat daar in die sinagoges plaasgevind het. Soos ons uit die evangelie van Matteus weet, was ook die owerpriesters en die ouderlinge skrikkerig vir al sy volgelinge. Toe Jesus 'n keer vir hulle vra of Johannes se doop uit die hemel of uit mense was, het hulle vinnig so onder mekaar beraadslaag, en daar in Matteus 21 vers 26 sê hulle, as ons sê uit mense, dan moet ons oppas vir die menigte, want almal hou Johannes voor as die profeet. Jy sien, hulle was verward. Hulle het gedink dat Johannes die Doper die Messias was. So het Paulus dan in Efese aangekom nadat Apollos daar gearbei het, en Paulus was op die oomblik al besig met sy 3de sendingsreis, en hierdie keer bly hy langer in Efese. Hulle praat van ongeveer 2 jaar. En tydens hierdie periode ontmoet hy dan 'n aantal leerlinge, ongeveer 12 manne, waarmee eintlik dieselfde aan die hand was met Apollos. Met ander woorde, hulle was klaar geskool deur Apollos, en nou ontmoet hy hulle ook daar. Hulle was ook mense wat met die doop van Johannes gedoop is. Maar vervolgens is hulle nie op datum gebring met daardie verdere verloop van God se heilsdade nie. Ons lees dat Paulus, wat skynbaar al meer dikwels met sulke mense in aanraking gekom het, aan hulle die vraag gesê het julle wel die Heilige Gees ontvang toe julle gelowig geword het? En weet jy broer en suster, dit vra ook vandag vir ons, het ons die Heilige Gees ontvang? Waarop hierdie 12 manne toe antwoord, ons het selfs nie eers gehoor dat daar 'n Heilige Gees is nie. Maar hierdie opmerking moet ons baie mooi verstaan in die konteks waarin dit geskryf is. Uiteraard het hierdie manne van die Heilige Gees geweet, want ook in die Ou Testament lees ons baie oor die Gees van God, en uiteraard het Johannes die Doper ook die Heilige Gees geken. Maar die gebeurtenis van die uitstorting van die Heilige Gees op Pinksterdag, en ook die opdrag van Jesus aan sy apostels net voor sy hemelvaart, was eenvoudig. Dis die opdrag wat ook vandag in 2025 na u en na my kom. Doop die mense in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En dit was nog vir die 12 manne onbekend. Daarom dat Paulus na sy eerste navraag aan hulle dadelik gevra het, met watter doop is julle dan gedoop? Daar in Handelinge 19 vers 3 wat ons gelees het. En dan antwoord hulle, met die doop van Johannes. Wat hierdie manne alles wel en wat hulle nie geweet het nie, is duidelik. Hulle is destyds gedoop met die doop van Johannes. En dit mag Paulus toe nou aan hulle kom verduidelik het. Paulus het vir hulle in vers 5 gesê, en toe hulle dit hoor, is hulle gedoop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Daarna het Paulus hulle die hande opgelê, staan daar in ons teksvers, en hande oplê, sal u weet, is dikwels in die boek Handelinge 'n aanduiding van 'n amptelike aanstelling. So word in Handelinge die eerste diakens ook hande opgelê. En in Handelinge 9:17 word die hande opgelê deur Ananias toe Saulus in sy apostelskap bevestig is. En so is daar verskeie gebeurtenisse waar handoplegging plaasgevind het. Vandag in ons moderne wêreld, wanneer 'n predikant die eerste keer in 'n gemeente bevestig word, dan word hy ook die hande opgelê. Dis maar net 'n sigbare teken dat dit nou 'n amptelike aanstelling is wat plaasgevind het. Die Heilige Gees het op hulle gekom en hulle het in tale, daar staan in die Bybel, in ander tale begin spreek. Let wel, in ander tale, nie in vreemde tale, soos wat baie denominasies vir ons wil probeer wys maak. Al wat die Here gedoen het, is, kom ons sê, ons almal wat hier sit vandag, is van eerste keuse Afrikaans sprekend.
Maar nou het hierdie groot ding gebeur en daar was mense van reg oor die wêreld en almal het gesien, maar niemand kon hoor nie, want hulle was nie die taal magtig nie. En toe die Here dit so gewil dat daar mense was wat in die verskillende tale gepraat het. Nou as ons in vandag se terme moet gebruik, dan sou ek sê daar was mense wat Afrikaans gepraat het uit die aard van die saak, dan was daar wat Engels gepraat het, daar was wat Sotho gepraat het, daar was wat Duits gepraat het, daar was wat Hebreeus gepraat het, daar was wat Japanees gepraat het, sodat elkeen kon hoor en verstaan van die dade wat God gedoen het. Nou hier in Efese lees ons gebeur iets soortgelyk. God deur die Heilige Gees bestem hierdie 12 manne om in sy diens te staan, om die evangelie daar in Klein-Asië te gaan verkondig aan al die mense in hulle eie taal. Jy sien hoekom het ons die Bybel in Afrikaans en hoef ons nie God aan te roep in die Hebreeus of die Griekse terme soos wat baie denominasies doen nie. God het vir ons die woord laat vertaal sodat ons in ons eie taal die grootheid van God kan besef. 'n Paar jaar later, as die apostel Johannes sy boek Openbaring skryf, adresseer hy die boek aan maar liefs 7 gevestigde gemeentes daar in Efese. Jy sal weet, ons praat van Efese, ons praat van Smyrna, ons praat van Pergamum, ons praat van Thyatira. Dis alles dorpies wat daar gestig is, gemeentes wat in daardie dorpies gestig het. Maar vanuit Efese is die evangelie dus versprei in 'n wye omgewing en 'n bloeiende gemeente het ontstaan daar waar die woord versprei is. Presies dit was die bedoeling van die Heilige Gees. Presies dit is die bedoeling van die Heilige Gees ook vandag, dat u en ek moet uitgaan en dat ons die onfeilbare woord van God moet gaan uitdra aan almal. Sonder om opgehou te word deur taalgrense, kon die woord deur 'n almagtige daad van God versprei word. So het die Heilige Gees met hierdie tale wonder brûe gebou tussen mense. Christus se naam het in vele tale kon opklink. En so het dit voortgegaan tot vandag toe. En daarom hoef u nie God aan te roep as Yahweh of Elohim of Christos nie. U is Afrikaans, praat van die almagtige God, Here, onse God. Hy het sy woord vir ons laat vertaal, sodat ons in ons eie taal kan hoor en kan verstaan. En dan kom ons nou by die doop van Jesus Christus. En die feit dat die doop van Jesus Christus voldoende is. En dan is daar verskillende aspekte waarna ons moet kyk, want oor die Bybelgedeelte bestaan daar vandag 'n groot misverstand. Mense wat nou die Bybel sogenaamd anders interpreteer as wat dit deur al die eeue heen gedoen is. En dan is my vraag net, as God dit deur al die eeue heen so geopenbaar het, hoekom moet daar nou skielik 'n verandering plaasvind? God het dit dan so geopenbaar. Die sogenaamde charismatiese teologie baseer een van hulle belangrikste stellings juis op hierdie Bybelgedeelte, die sogenaamde vuurdoop met die Heilige Gees. Hoekom, my liewe broer en suster, wil ons altyd iets byvoeg by iets wat iemand anders sê? Hoekom wil ons altyd iets uit 'n menslike oogpunt byvoeg by dit wat God vir ons gegee het? Hierdie vuurdoop met die Heilige Gees is 'n doop met die Gees wat 'n lewende Christen volgens hulle behoort te ontvang, nog bo op die gewone doop, as iets ekstra. Daar word geredeneer, jy is nie 'n lewende Christen as jy nog nie die doop met die Heilige Gees ontvang het nie. Met ander woorde, as jy die gewone doop ontvang het, dis nou die doop in die naam van God drie-enig, soos wat ons vanoggend beleef het. As jy net dit ontvang het, dan het jy nog nie genoeg nie. Jy het ook hierdie vuurdoop nodig, die doop met die Heilige Gees. En eers as jy hierdie doop gekry het, dan is jy eers regtig Christen, dan het jy eers regtig die Heilige Gees ontvang. En dan kan jy profeteer, dan kan jy in tale praat en al die goed wat hulle daarby byvoeg. In beginsel word daar dus gesê, die gewone doop is nie genoeg nie. Eers nadat hierdie mens ook hierdie doop in die Heilige Gees ontvang het, eers daarna is jy 'n lewende Christus. Is jy 'n lewende Christen aldan. Nou sal jy dadelik vir my vra, maar Herman of Dominee,
Wat antwoord 'n mens dan nou as iemand met so 'n stelling na jou toe kom? Dit kan onverwags gebeur dat iemand vir jou sê, 'n familielid of 'n kollega of 'n vriend of 'n vriendin, daardie persoon sê vir jou, jy kort nog die doop met die Heilige Gees. Wat gaan jy antwoord? Liewe gemeente, dis nie bloot 'n toeval dat ons vandag werklik in besonderhede na hierdie Bybelgedeelte, maar ook in sy historiese konteks daarna kyk nie. Dit het ek nou net in die eerste punt verduidelik, hoe hierdie 12 manne Johannes se doop ontvang het, maar daarna nog nie die doop in Jesus Christus gehoor het nie. Die doop van Johannes die Doper was die enigste doop wat in hulle tyd bestaan het. Want juis as mens na historiese konteks kyk, dan word duidelik dat dit nie sin maak om dit op 'n nuwe manier uit te lê nie. Hierdie gedeelte kan nie los van sy historiese konteks gelees word nie, en dis waar die probleem inkom. Mense wil lees soos wat hulle dit nou en vandag aanvaar en sien. En u sal onthou, ek het al baie in preke gepraat, dan vind inlegkunde plaas. Met ander woorde, ek sit nog iets by. God sê sy woord is voldoende. Nou kom mense en dan sê, maar ons moet nog iets bysit. By nader ondersoek sê die teks eintlik iets totaal anders as wat die gewone mens sommer lees. Want ons het hier te make met 'n tweede doop, wat bo-op die normale doop wat ons ken en hier in die kerk bedien word, die sogenaamde geestesdoop nie. Dis juist daarom die verskil. Die nuwe doop waarvan ons in hierdie gedeelte lees, wat die 12 manne van Paulus ontvang het, dit was juist ons doop wat ons nou vanoggend hier fisies beleef het. Dit was nadat Jesus Christus gekom het en die doop van die mens verander het in 'n goddelike instelling. Die eerste doop wat die 12 manne ontvang het, dit was die destydse doop van Johannes die Doper, word dus vervang deur die doop in God drie-enig. God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Daardie doop van Johannes bestaan nie meer. Dit was iets wat jy in die konteks van die tyd moet verstaan, omdat Jesus Christus toe nog nie op aarde was. Hulle moes dus die nuwe doop ontvang, die doop in God drie-enig, en ons lees in Matteus 28 vers 19, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Jy hoor duidelik Heilige Gees. So, die doop wat ons vandag bedien, die goddelike instelling, gee vir jou alles. Dit is Jesus Christus se doopopdrag. Dit is sy doop. Dit is die doop met die Heilige Gees, en dit is die doop wat u en ek vandag ken. Die gevolgtrekking is daarom, wie gedoop is in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, het alles ontvang. Daar hoef niks addisioneel of extra bygevoeg te word nie. Geen 4 doop met die Gees is nodig nie. Die doop van Jesus Christus bied jou reeds die Heilige Gees. Die afgelope week vind ek dit op nog 'n webwerf van 'n bekende charismatiese kerk, maar hierdie spreek in tale is 'n verskynsel wat mens ook in ander godsdienste kry. Dis nie 'n gawe van die Gees nie, dis allermins 'n taalwonder. Waaroor ons teks hier praat, is die groot wonder, dit wat op Pinksterdag plaasgevind het. Vandag sien ons nie meer hierdie wonder nie. Nie dat God geen wonders meer kan doen nie, maar as ons dit nie van hom afdwing nie, ons kan nie vir hom sê, hy moet dit mos nou doen nie. Sal God hierdie taalwonder ooit weer in die toekoms herhaal? Dit weet ons nie. Hy sal self besluit wat noodsaaklik is vir sy kerk hier op aarde. Die Here gee vandag wel aan sy kerk soveel moontlikhede wat betref tale, studie en verskoning, Bybelvertalings. Soveel bedienaars van sy woord, soveel sendelinge. Dis my en jou opdrag om te gaan soek waar die woord van God suiwer bedien word. Is dit wat die predikant vir jou vandag vertel in lyn met die woord van God? Kan ons dit bevestig met aanhalings uit die woord van God? Met die doop van Jesus, dis die doop in die naam van God drie-enig, ontvang elke persoon wat hierdie doop ontvang, ook die Heilige Gees. Die doopformulier sê dit so pragtig
en ek het dit net nou aangehaal, ons word driedubbel verseker. Ons word gedoop in die naam van God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ons het alles reeds ontvang. Die werk van die Heilige Gees begin nie eers later in die sogenaamde vuurdoop van die Gees nie. Die doop in die naam van God Drie-enig bied alles. Ek hoop u hoor ek herhaal dit gereeld, want ek wil hê dit moet by u indring. Destyds op Pinksterdag het daar 3000 mense tot die geloof gekom en is hulle gedoop. Daarna in die boek Handelinge lees ons van nog duisende wat gedoop is. Sommiges het ook die handoplegging ontvang. Die spesiale opdrag om uitgestuur te word en die evangelie te gaan verkondig. Vandag word daar steeds nuwe mense gedoop met hierdie kragtige doop in die naam van God Drie-enig. As jy dus beweer dat dit nie genoeg is nie, beteken dit dat jy eintlik God se werk onderskat, onderwaardeer. Eintlik is dit 'n belediging in die oë van Jesus Christus. Want sy doop is voldoende. Uit onsself, uit ons sondige natuur, wil ons nie gewoonlik hierdie werk aanvaar nie. Ek is nie bereid om te dien op die kerkraad nie, want die en daai is 'n verskoning. Maar eintlik is dit 'n klap in die oë van die Here. Ek is nie bereid om op die vroueaksie te dien nie, want ek het nie tyd nie. Maar waar kry jy die tyd waarmee jy besig is? By God. Ons sien nie meer raak watter pragtige uitwerking die Gees van die God in ons lewens het nie. En ons sien dit ook nie meer in ons kinders nie. En almal wat gedoop is met Jesus Christus se doop en in die verbond mag opgroei onder die prediking van die woord. Wat 'n wonderlike voorreg. Daarom is dit my gebed dat ons so voortgaan om geestelik vervulde gemeente te wees. Jonk en oud, seuns en dogters, mans en vroue. Dat elkeen van ons bereid sal wees, wanneer God ons deur sy gemeente roep, om op te staan en te sê, hier is ek Here, gebruik my. Ons het die voorreg om nagmaal te gebruik. Aanstonds gaan ek die nagmaalsformulier lees. Die Here kom bevestig, God Drie-enig kom bevestig, dat hy die tweede party sy seun gegee het, laat sterf het aan 'n kruis, mens laat word het aanvanklik, laat sterf het aan 'n kruis. Alles vir ons. En dan is die vraag, wat is ek bereid om terug te gee? Mag dit regtig in ons gemeente gebeur, dat die Gees van God ons opnuut weer kom vul en laat kom besef, ek het 'n verantwoordelikheid teenoor my kerk, ek het 'n verantwoordelikheid teenoor my gemeente, ek het 'n verantwoordelikheid teenoor my gesin, ek het 'n verantwoordelikheid teenoor my medemens. As God roep, kan ons nie weier nie. As hy kom en by die nagmaal kom bevestig wat hy bereid was om op te offer, is die vraag, wat is ek en jy bereid om op te offer? Amen. Kom ons bid saam. Here onse God, as ons stil word op Pinksterdag en sien u weldade dat duisende mense tot bekering gekom het, wil ons bid, Here, dat u elke persoon wat vanoggend in hierdie kerkgebou is, hier sal laat uitgaan met 'n nuwe denke, met 'n nuwe hart, dat ons bereid sal wees om op te staan en werktuie te wees vir u koninkryk op aarde. Here, waar ons nou nagmaal gaan gebruik en u vir ons kom bevestig wat u bereid was om op te offer, gee dat ons sal gaan nadink oor wat ons bereid is om op te offer. Gee dat ons sal gaan besef, ons het 'n verantwoordelikheid, 'n opdrag wat u aan ons gegee het. Ons pleit dit in Jesus Christus se naam. Amen. Geliefdes, ek dink almal van u ken al die nagmaalsformulier.